Goeiemôre. Gaan dit goed met u? Amen. Welkom in die huis van die Here. Dis vakansietydperk. Ma, pa, is julle okay? Ons kan vanmôre getuig al die ouers, die Here skenk groot genade, né? Amen. Baie welkom in die huis van die Here met ons vakansietyd, ons vakansiediens. En mag u dit geniet vanmôre saam met ons. Ons wil net 'n paar sake onder die aandag bring, dat u net weer eens sal kennis neem, dat ons hierdie week geen aandaktiwiteit het nie, as gevolg van ons skoolvakansie, en ook baie van ons mense wat weg is, en ons vertrou, dat die Here hulle seën, en dat hulle tyd geniet, die tydjie van rus, wat die Here ook vir ons gee. Ons wil ook dan net onder die aandag bring, en ons wil sê, weens die feit dat ons nie orkes gaan hê nie, en daar's ander sake ook by, neem kennis dat ons nie die 25ste die oggende diens gaan hê nie, maar wel net vir oggend. En dan ons volgende diens is die 28ste. Dan het ons erediens, en dan in die nuwe jaar begin ons dan met ons nuwejaarsdiens op die 4de. Daai Sondag, dan gaan ons 'n bietjie visioen deurgee vir die volgende jaar, wat die Here in ons harte losgemaak het, en dan gaan ons kyk na wat ons gaan doen in die nuwe jaar wat voor lê. Amen. Is jy opgewonde? Jy hou nie vakansie vanmôre in die diens nie, né? Is jy opgewonde? Prys die Here. En daar is geen lofprysing nie. Prys die Here. Amen. Groot voorreg om u saam met ons te hê. Ons verjaarsdag, kom ons kyk gou na ons verjaarsdag. Die 22ste, môre is Gerry Stevens. Waar is dan nie Gerry? Sy sit laag, né? Ek wil graag hê jy moet haar man stuur boodskappe, sy moet nie weet of sy kom of gaan nie. Sê vir haar geluk, en ja, Tannie Gerry, jy moet 'n pragtige dag môre hê. Gerda Bason, Gerda, sy hier vanmôre? Nee, maar Bella, kontak haar. Dan Zach Naidu, yes, there he is. Enjoy your birthday this week, and we'll give you a ring. Anel Teron, en dan die 27ste, Anel, Zach en Anel is op die 24ste, en dan op die 27ste, Roan Nel. Ons sê vir hulle baie geluk. Ons wil u uitnooi, almal wat vir die eerste keer nou saam met ons is, wat 'n bietjie kom kuier het, steek gou julle hande net op daar waar jy is. Vir die eerste keer, daar sê. Ons wil net vir jou kaartjie gee, vul hom vir ons in. Ons wil net graag u bel, en met die gesels man. En vir u sê baie welkom by ons. Almal wat vanmôre ook saam met ons kuier, sê ons baie welkom. Hier's mense so ver as Gauteng, en ek weet nie waar nog nie, maar ja, nee, ek kom. En dan 'n baie bekende hier by ons, wat nou in 'n verre land bly, ou vleis, Rian. En prys die Here, hy kom kuier. En hy het so ver gekom om hier te wees, Nederland, my broer. The Netherlands. Okay. Dis hoe ver ek gaan, hoor. En vleis, ek gaan jou sommer vra, jy moet vir ons kom open nou, en ons gaan die Here verheerlik, en die Here saam dien. Amen. Staan saam met my vanmôre, terwyl hy na vorentoe kom. En net vir 'n oomblik, maak jou oë toe en sê, Here, hier is ek vanmôre. Oh Lord, here we are, standing in your midst, to glorify you, the King of Kings and Lord of Lords. Steek jou hande op daar waar jy staan, sê, Here, hier is ek. Bely dit uit jou hart uit met jou mond.
Ek wil U aanbid, Here, ek wil U dien, ek wil U loof. Sê dit vanmôre vir die Here, verklaar dit in die naam van Jesus. Dankie Here, ons aanbid U. Ons aanbid U net vanmôre as die koning van die konings. Halleluja. Dankie Here. Here, baie dankie vir U liefde. Dankie vir U grootheid, U goedheid en U guns. Here, dankie vir die voorreg vanmôre, Here, dat ons as familie weer by mekaar kan wees, Here. Here, dankie dat ek vanmôre hier kan staan, Here. 2 jaar terug, Here, dat jy gestaan en my oë uitgehuil, Here, en vanmôre staan ek hier met blydskap om almal weer te sien, Here. Here, ek wil vanmôre vir U kom dankie sê, Here, dat U dieselfde God is in Suid-Afrika, in Europa, in Amerika, Here, U bly dieselfde, Here. Here, U naam bly dieselfde, Jesus. U bly dieselfde, Jesus. Here, U woord sê elke knie gaan buig en elke tong gaan bely, Here. En Here, al is hierdie wêreld hoe deur mekaar, Here, en ongelowige mense, Here, staan wêreldwyd, Here. Nogtans, Here, gaan elke ene sy knie voor U kom buig, Here. En vanmôre kan ons sê, Here, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, Here. U trek die finale streep, Here. U het die laaste sê, Here. Daarom kom ons vanmôre, Here, en al die lof en al die eer en al die aanbidding kom vanmôre na U toe, Here, want Here, U is die lewende God, Here. U is die God wat regeer, Here. U is die God wat triomfeer, Here. Here, dit is die naam bo elke naam, Here. O Here, vanmôre wil ek bid, Here, en Heilige Gees, Here, kom beweeg vanmôre onder ons, Here. Here, kom raak ons aan, Here. Here, waar ons seer het, Here, kom en genees dit, Here. Here, waar daar siekte in ons liggame is vanmôre, Here. Here, in die naam van Jesus Christus vra ek, Here, genees ons vanmôre, Here. Here, ons kom lê vanmôre voor U voete neer, Here. En ons vra, Here, sien ons raak vanmôre, Here. Here, kom vul ons met U vuur, Here. Here, kom las wat besig is om te skuur, Here. Here, kom herstel, Here, wat bande wil met mekaar uitgaan, Here. Here, kom maak weer reg, Here. Kom vermoei ons vanmôre, Here. Here, kom omvou ons vanmôre, Here. Want Here, U is God, Here. U alleen, Here, is God. En ons kan dit vanmôre verklaar, Here. En ons sê dankie in Jesus Christus naam, Here. Here, ek bid vir pastoor vanmôre wat die woord bring, Here. Here, ek vra, Here, kom raak sy lippe aan, Here. Here, dat dit nie sy wil is nie, Here, maar dat dit die wil van God is, Here. Dat dit uit die hand uitkom, Here. Uit die hart uitkom, Here. En Here, mense wat vanmôre dors is, Here, kom les hulle dors, Here. Mense wat vanmôre honger is, Here, kom vul hulle met die U liggaam, Here, U voedsel, Here. Here, sodat wanneer ons hier uitstap, Here, dat ons nie sal skaam staan, Here. Here, dat ons nie sal uitstap en sal ons kop bedraai van die mense ons wegstoot van U af nie, Here. Maar Here, dat ons staande sal bly. Laat ons kan sê, Jesus is koning. Ons loof U, Here, en ons prys U vir U groot en heilige naam, Jesus. Amen en amen. Prys die Here. Kom ons gee die Here lofoffer. Ons eer die Here vanmôre. Terwyl ek oorgee aan die worship span wat ons gaan lei, baie dankie.
Ek wil die Here loof, loop met my hele hart. Hy gee jou wat doen, weer nuwe krag. Ek wil die Here loof, loop met my hele hart. Hy gee jou wat doen, weer nuwe krag. Loof die Heer, hy is goed. Loof sy heilige naam. Laat alles in die groot heelal die Here loof. Ek wil die Here loof, loop met my hele hart. Hy gee jou wat doen, weer nuwe krag. Halleluja. Kan nie sonder U nie. Halleluja. Ek sal nie stil bly nie. Halleluja. Daar is geen ander naam nie as Jesus Christus die Heer. Ek wil die Here loof, loop met my hele hart. Hy gee jou wat doen, weer nuwe krag. Hy het my sonde vergeef en hy maak my sy kind. Laat alles in die groot heelal die Here loof. Ek wil die Here loof, loop met my hele hart. Hy gee jou wat doen, weer nuwe krag. Loof die Heer, hy is goed. Loof sy heilige naam. Laat alles in die groot heelal die Here loof. Ek wil die Here loof, loop met my hele hart. Hy gee jou wat doen, weer nuwe krag. Ek wil die Here loof, loop met my hele hart. Hy gee jou wat doen, weer nuwe krag. Oh, the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all the nations rise, join the triumph of the stars. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Above the herald angels sing, glory to the newborn King. The herald angels sing, glory to the newborn King.
ons stemme kan verhef tot eer en verheerliking van U naam. Dankie dat U gebore is vir ons en dat meer belangrik U gesterf het sodat ons die voorreg het om hier te staan voor U tot eer en lof en aanbidding van 'n groot, groot koning. Dankie Jesus. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, we'll see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hand, beginning and the end, beginning and the end. The God hath breathed in one. Oh, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, we'll see how great is our God. He's the name above all names. He's worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. He's the name above all names. He's worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. How great is our God? Oh, sing with me, how great is our God? Oh, we'll see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great
It's our God. Sing with me, how great is our God. Oh, sing how great is our God. upon the throne.
and worship you alone. Forever you will be, forever you will be the Lamb upon the throne, the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship you alone. Forever declares the glory of the risen Lord. Who can compare with the beauty of the Lord? Forever you will be, forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship you alone. We will proclaim the glory of the risen Lord, who once was slain to reconcile man with God. Forever you will be, forever you will be the Lamb upon the throne. Oh, I'll gladly bow my knee and worship you alone. Forever you will be the Lamb upon the throne. Oh, I gladly bow my knee and worship you Om by die Here daar waar jy staan vanmôre. Kom ons buig met ons harte voor hom vanmôre. En ek wil hê dat die worship span dit weer vir ons sing. En kom ons kom daadwerklik net voor hom in aanbidding. Want hy is heilig. En hy is waardig om aanbid te word. En deur sy gees is hy hier vanmôre in krag en in heerlikheid. En daarom vra ek wil nie jy moet op mense fokus nie. Ek wil nie vanmôre hê jy moet op enige iemand rondom jou fokus nie, behalwe op Jesus Christus. Daar waar jy staan, kom ons fokus nou op hom. Ek gaan vra dat die orkes en die gitaar, ja die liedgitaar vir ons speel.
Gordon daar agter die dromme, ek wil hê elke liewe persoon wat kan staan net volgend en steek jou hande op en sê, Here, ek aanbid U gees, siel en liggaam. Ek aanbid U vanmôre in gees en in waarheid. Ek kom vanmôre voor U, want U is heilig. U is waardig om aanbid te word. U is, Here, ons wil U lof besing vanmôre in hierdie kerke. We want to lift you up. Oh, we want to lift the name of Jesus, for the name of Jesus lifted me. Hallelujah. En ek eer en ek aanbid U vanmôre as die almagtige, die hoog verhewe en heilige God van hemel en aarde. Kom kerk van die Here, laat ons dit vanmôre uitroepe, anders sal die klippe daar buite dit uitroepe, anders sal die natuur vanmôre sy lof besing en eer aan hom bring. Daar waar jy staan, kom ons begin die Here aanbid. Begin die Here aanbid, begin die Here aanbid. Al sê jy net, Here, ek is lief vir U. Ek is lief vir U, Here. U is my krag en my sterkte. U is my Here en my God vanmôre. Aanbid hom, aanbid hom, aanbid hom. Ons aanbid U, Here, ons God. U is heilig. En U is waardig om aanbid te word. Oh, halleluja. Kom ons sing dit weer eens, kom ons verklaar dit vanmôre. Kom ons verklaar dit. Forever you will be, forever you will be, the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee. I gladly bow my knee. And worship Him alone. Kom ons sing dit. Ja, kom ons sing dit. Forever you will be. Forever you will be. The Lamb upon the throne. The Lamb upon the throne. I gladly bow my knee. Gladly bow my knee. And worship You alone. Sing dit nog eenmaal saam. Forever You will be. Forever You will be. The Lamb upon the throne. The Lamb upon the throne. I gladly bow my knee. I gladly bow my knee. And worship Him alone. And forever You will be. The Lamb upon the throne. I gladly bow my knee. Oh, hallelujah. And worship You Ons aanbid die Here. Ons aanbid U vanmôre. Ons aanbid die Here. Ons aanbid die Here. Ons aanbid die Here. Ons aanbid die Here. We glorify Your name. Dankie vir die teenwoordigheid, Here. Ora mene keshemendo robosmand. Oh, hallelujah.
Dankie Here Jesus. Forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship you alone. Dankie Here. Dankie Here. Here sê met nuwe vuur wil ek julle aansteek. O, dankie Here Jesus. Dankie Here Jesus. Dankie Here Jesus. Dankie Here Jesus. Dankie Here vir u teenwoordigheid. Dankie dat U elke gelowige vanmôre aanraak. Dat U ons versterk. Dat U ook vanmôre met ons gaan praat. Daarom vra ek Here dat U ons gedagtes helderheid sal gee. Heilige Gees, ons harte oopmaak om te kan vat. En dit wat U sê ons eie te kan maak. Dankie vir die getrouheid vanmôre. O Gees van God. Word verheerlik in ons lewens. Amen. Prys die Here, U kan nie sit lekker. Nee, baie dankie. Sê dankie vir die worship span. Kom ons gee net 'n lofoffer vir die Here vir hulle. Ons eer die Here vir hierdie pragtige mense. Wat 'n groot voorreg vanmôre. Oor 'n groot tyding of 'n goeie tyding van groot blydskap te kan praat. Ons Kersdiens hou ons nou maar eintlik vanoggend. En nou sê pastoor, maar dis nie die 25ste nie, ja. Ek het 'n bietjie gaan kyk reg oor die wêreld vier hulle dit op ander dae. Party lande vier dit die 22ste, ander vier dit die 28ste, ander vier dit die 24ste. Ons vier dit die 25ste. Dis maar net 'n datum. Wat is egter belangrik vir ons as kind van God? Wat is belangrik vir ons as kind van God? Om te dien. Wat is belangrik vir ons om hom te dien? Want as ons gaan kyk, daar's heelwat goed wat ek die aandag op kan vestig. Maar wat God vir hierdie wêreld kom gee het en kom doen het, is onmeetbaar. Dit kan nie gekeer word nie.
Dit kan nie gestop word nie. As die bevestiging wil hê, gaan lees Johannes 1 van vers 1 af. Die ding is egter, wanneer ons by onsself kom, dan wonder ons, waar pas ek presies in, en wat wil God in en deur my lewe doen? Ek wil hê, lees vanmôre saam met my, vers 8, en daar was herders in dieselfde landstreek, wat in die oop veld gebly het, en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Hou vra net vir my daar vir 'n oomblik op die bord. Doodgewone mense met 'n algemene werk. Doodgewone mense. Volgens my sou ek gesê, die koning van die wêreld word gebore, die koning van die ewigheid, van die hemel word gebore op hierdie aarde. So weet julle wat, dit moes konings gewees het wat gaan kyk het. Dit moes indrukwekkende mense gewees het. People of stature. Gewone mense. En weet jy wat vir my so interessant, die profetiese wat deurkom. Koning Dawid was 'n skaapwagter, was 'n herder. Skaap opgepas. Die profetiese wat deurvloei. Die Messias is gebore. Nie kom hulle wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het, vers 9. En meteen staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn, en groot vrees het hulle oorweldig. Amen, prys die Here. Wie van julle het al groot vrees gehad? Dis 'n ander boodskap. En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees. Die Amplified sê, it will be for all people. For all people. Nie net vir die volk nie, maar vir die hele wêreld. Kan ons eintlik maar sê. Volgende vers. Dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die saligmaker, wat Christus is, die Here is. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in 'n krib lê. En skielik was daar saam met die engel 'n menigte van die hemelse leerskare wat God prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde, en die mense 'n welbehaag. En toe die engele van hulle af weggegaan het na die hemel, sê die herders vir mekaar: laat ons dan na Bethlehem gaan en hierdie ding sien wat gebeur het, want wat die Here aan ons bekend gemaak het. Tot sover. Wat God gee en wat God doen, het ek nou net gesê, is onmeetbaar. Maar ek wil hê jy moet vanmôre besef, is groter as ek en jy. Waar kom die beperking in? Deepak Chopra het gesê, life is a field of unlimited possibilities. Hierdie wêreld, onbeperkte moontlikhede. Nou ons beperk onsself eintlik maar. Dit is groter as ek en u. En soms gaan dit gepaard met vrees. Wat God doen is heilig, is wonderbaar, is rein, is gevul met sy gees en met krag. En hier sien ons hierdie skaapwagters in die veld.
hierdie herders. En ewe skielik staan 'n engel van die Here by hulle. Wie van u het al 'n engel van die Here beleef? Ek roep vir 'n paar manne vir getuie, Daniel en al die ouens wat boodskappe. Wat het gebeur? Toe hulle besef die engel van God is by hulle, wat het hulle geraak? Hulle het vooroor op hulle aangesig geval, hulle het soos dooies geword. Het jy al so belewenis gehad, dat jy in die heiligheid van God instap? Nou laat ek vir u sê, op kweekskool, nou sal jy vir my sê, pastoor, wat's kweekskool? Dit is die teologiese college. In die universiteit leer ons, en eendag ons het 'n paar byeenkomste gehad, en een van hulle, vergewe my, een van hulle was 'n gebedstyd. Jy moes dit beoefen. En een dag kom ons by mekaar, ons seker 'n stuk van 50 pastore, en ons is in die kamer by mekaar, en een ou gaan sit agter die klavier, en hy begin speel, en ons begin sommer net aanbid, voor ons nou bid. En ek wil vir u sê, in my lewe het ek daar 'n belewenis gehad, wat dit is, wanneer die heerlikheid van God oor mense losbreek. Ons het begin bid, en ek het gevoel asof my liggaam uit mekaar uit gaan skiet, van die heerlikheid, want ek het geweet, ek kan nie dit hanteer wat hier is nie. Die volgende oomblik hoor ons 'n hengse slag met die klavier, dit was 'n ou boksklavier, soos wat daar agter in die kerk staan. Hoor ons 'n slag, en daar's die klavier stil. Die man wat gespeel het, het onder die krag van die Here agteroor geval. En soos wat hy geval het, het hy die klavier geskop met sy voet. En hy lê op die naad van sy rug. En die heerlikheid van die Here en die openbaring van God se gees en sy heerlikheid het so oor ons losgebreek, dat die mense wat in die gebou is gewonder het, wat gebeur. Hulle hoor hierdie gedreun en hierdie gedruis van lofprysing en aanbidding, en hoor wat ek nou vir u sê, soos wat die studente gekom het, ander jaargroepe, hulle die deur oopmaak, sien hulle ons lê en aanbid en in tale bid en lofprysing doen, en dan stap hulle in, want hulle wil deel wees van die aanbidding. Sodra hulle die deur toemaak, dan lê hulle onder die krag van die Here. Dan kom maar nog een, maak hy die deur oop, dan stoot hy daai ene weg. Dan stap hy in, dan maak hy die deur toe, dan lê hy. Kom maar volgende een, dan stoot hulle daai ene weg. Jy sien, hierdie manne het vrees beleef, geweldige vrees. En hier kom die groot saak na ons toe. Jy sien, as ons op onsself begin fokus, gaan dit oor jouself. As ons op onsself begin fokus, gaan dit oor die wêreld rondom jou. Jou familie, jou vriende, ja, dit is belangrik. Maar ek wil vir jou sê, as jy op Christus begin fokus, is dit die krag van God, is die heerlikheid van God, want toe die engel, die boodskapper van die hemel af opdaag, en hy sê, manne, hier is 'n groot boodskap, 'n goeie boodskap, goeie nuus wat ek vir julle bring, die verlosser is gebore, en dit het gepaard gegaan, soos ons gelees het, met die heerlikheid van God. Haai pastoor, jy weet, ek het nou nog nie so in die heerlikheid van God ingestap nie, is omdat jy nie genoeg tyd maak nie. Genoeg tyd. God daag in hierdie mense se lewens op. En hy begin met 'n ewigheidswerk. En dit gaan nie oor ons nie, dit gaan om die wil van die Vader in gehoorsaamheid te doen. En hy stuur sy boodskapper. Hoe baie kan ons net nie boodskappers van God in twyfel trek nie? Ja, as 'n boodskap vir ons gegee word, dan word dit getoets aan die woord van die Here. Hierdie woord, die Bybel. Ons aanvaar nie net iets nie, die woord sê ons moet dit toets.
Maar ek sê met alle eerlikheid en respek ook, wanneer dit kom baie keer by die evangelie, 'n boodskap van verlossing en redding, genade en herstel, dan toets ons dit ook en ons stoot dit ook weg. Hierdie goeie tyding is gevul met groot blydskap. Hoor wat sê die woord, en almal gaan daarby baat vind. Almal gaan daarby baat vind. Sê vir jouself, maak so en sê, ek gaan daarby baat vind. As jy wil. Ek gaan daarby baat vind. Want vandag vir julle in die stad van Dawid is gebore die Messias, die Here, die Christus. En lees gou saam met my Johannes 1 vers 14. Ek wil dit net staaf. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou. Wat kom doen die engel? Die engel kom in heerlikheid. Ek wil vir u sê in hierdie jaar wat voorlê, wanneer God in heerlikheid met jou lewe begin werk en jy's vreesbevange, wil ek vir jou sê, hoor die stem van die Here wat sê, moenie bang wees nie. Dis by jou. Wat God doen is groter as ons. Dit kan partykeer gepaard gaan met 'n bietjie vrees. Hoekom? Want ek is bang omdat ek 'n nietige mens is. Wie is ek? Maak foute. Soms stel ek teleur. My swaar het altyd gesê, niks wat jy doen sal my ooit teleurstel nie. Sê ek, o Here Jesus, wat 'n tall order. Weet jy wat is die siening wat die wêreld het? Dat ons as kinders van God nooit mense kan teleurstel nie. Dis 'n leuen. Dit sal alleenlik verander die dag as jy instap by Koning Jesus. Alleenlik daardie dag. Vir hierdie manne, hulle sê, luister mooi. Hy het onder ons kom woon en ons het sy heerlikheid aanskou. 'n heerlikheid soos die van die enige geborene, wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Wat was die teken? Dit is die teken, julle sal 'n kindjie kry wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Dit spreek van God se genade geopenbaar aan die mens. Dit spreek van God se waarheid geopenbaar aan jou en aan my. Hoe het hierdie seun in die wêreld ingekom en wat het hy kom doen? Hy het God se genade en God se waarheid aan my en jou kom oopbreek. Want kom ons wees eerlik, hoe baie keer faal ons net nie. How many times? En die wêreld dink ons is perfek. Die wêreld dink jy is perfek omdat jy 'n kind van die Here is. Ek wil vir u sê ek is nie perfek nie, maar ek is deur genade gered. En die genade is nog groot elke dag. En ek streef om in waarheid te lewe in Christus. God stuur sy boodskapper. Hy sê, julle gaan baat vind hierby. Hy sê, julle moet gaan, vind hom. Dis die teken. Hoe sal ons weet dis waar? Die agtergekom dat die mens soek altyd 'n teken. As ek dit sien, sal ek dit glo. Wie is dit? Nou is almal heiliges. Glo onvoorwaardelik. Nie pastoor is, as ek sien, baie keer sê ek, as ek dit sien, sal ek dit glo. Dankie my tannie.
Hulle het hulle asval geskrik vir hierdie boodskappers. Maar hulle vind baie vinnig vrede in die heerlikheid van God, God se teenwoordigheid. En word hulle gedagtes daar verander. Want hulle het geskrik. Jesus, die Seun van God, het mens geword. Galasiërs 4, vers 4 tot en met 6. Ek wil dit vir u lees. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy Seun gestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was los te koop, dis ons ook, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. Wie het Jesus al aangeneem? As verlosser en saligmaker. Did you invite Jesus as your personal savior? En omdat julle kinders is, het God die gees van sy Seun in julle harte uitgestuur, en hy roep, Abba Vader. Wat 'n bevestiging. Julle sal dan 'n kind vind. Gaan soek hom. Wie van ons regtig soek die Here nog in geregtigheid en in sy heerlikheid? Om hom regtig te ken, die heilige, die almagtige, die verhewe, God van hemel en aarde. Wie van u gaan elke dag nog in jou binnekamer in? Jy gaan bid. Jy soek sy aangesig. Wie van ons vat die woord, hoe baie of hoe min, en gaan sit en lees dit, pastoor, ja, maar ek het nie die tyd gehad om 'n hoofstuk te lees vandag nie. Ek praat van 'n teksvers. En jy laat daai teksvers in jou hart draai, en jy oordink dit. Here, wat probeer u vir my sê? Wat probeer u vir my deurgee? Of is ons in ons besige program? Waar staan ek en u met ons geloof in hom? Ek praat nie van bely dat hy bestaan nie. Want baie keer is mense se belydenis van geloof, ek weet hy bestaan, hy's daar. Hy's die man in die hemel. He's the man up there. Mense sal sê, as jy by hulle kom en sê, ken jy Jesus Christus? Ja, ek glo in hom. Weet julle wat is rarige, ware geloof, volgens die Bybel, is nie net om te erken en te bely dat hy bestaan nie, maar is om verander te word dag na dag, om meer soos Jesus Christus te wees, om soos hy op te tree, soos hy te praat, soos hy te vergewe, soos hy mekaar te verdra in liefde, om sy gees toe te laat, om jou te verander, maak nie saak wie wat sê nie. God het jou lief, hy het jou geskape met 'n doel, en hy wil meer hê as net 'n vinnige gebedjie, hy wil meer hê as net die belydenis, ja ek glo hy bestaan. Ek glo hy help om kos op die tafel te sit. Ek glo hy help om my te genees as ek siek is. Man, hy's baie meer as dit vir my. He's my all in all. Ek kan nie sonder hom leef nie as ek in die kar ry. Here, wat dink jy hiervan? Here, kyk daai persoon, hy's ongeduldig. Here, ek bestraf daai gees van ongeduld.
vra vir my vrou, ek praat so met die ouens in die kar. O, Here, vergewe daai ou, hy weet nie wat hy doen nie. Pastoor, hoe kan jy dit sê? Here, ek vergewe hom, want hy besef nie wat hy doen nie. As jy by 'n hospitaalbed instap, baie van u weet, hier sit Tannie Letitia voor, ek gaan kuier daar by haar. En terwyl ons daar staan, toe bid ek vir die vrouens om op die vloer. Maar ek het nou nie gebid, Here Jesus, vra dat die ander vrouens sal aanraak op in hierdie kamer nie, hoor. Het Tannie Letitia? Here, ek bid vir Tannie Letitia, en ek vra dat hierdie vrouens aan die ander kant ook sal aanraak, die genesende hand op hulle sal lê, en terwyl ek dit bid, sê Tannie Letitia kliphard, ja, amen. Prys die Here. Want ons koning leef, Jesus leef, hy leef in jou hart, hy het mens geword, hy het na hierdie aarde toe gekom, en die grootste geskenk was nie net om jou lewe te kom verander nie. Want weet jy wat was daai wêreldse siening? Ons wag vir 'n koning wat die Romeinse bestel van ons af sal wegvat en ons kom verlos. 'n Politieke stelsel. Wat is vandag? Dat die Here ons net van hierdie politieke stelsel sal bevry. Fisieke probleme. Here, ons bid dat U ons sal kom verlos. Hy's 'n koning gebore. Hy kom ons van fisieke probleme, van hongersnood. Hy kom ons van die stryd van mense wat lelik is in die dorp met ons. My buurvrou wat al ewig op my afgaan. Hy kom my verlos van haar. Pastor, ons het nie daai probleme in die Kaap nie. Ons prys die Here, ons het dit nie in die Kaap nie. Kom praat met my na die tyd. Ek het jou kom verlos en ek het sin aan jou lewe kom gee. Sodat ek 'n verhouding met jou kan leef. As jy nie die Gees kan sien wat se planne ek met jou het. As jy daai klein gelowigheid net wil los. Because I've got big plans for you. Julle dink die planne is al klaar, my kind. Ek het juis gekom dat jy in daai plan in kan stap. En dat jy kan ontvang wat ek vir jou beloof het. Wat die wêreld van jou sê is nie wie jy is nie. Wat die wêreld van jou dink is nie wie jy is nie. Ek het baie groter goed vir jou beplan as wat jy met jou oë kan sien. Wat jy met jou gedagtes kan dink en wat in jou hart opkom, baie groter vir jou. Staan saam met my. Die laaste ding wat ek gaan noem. Alles in die lewe bly maar net iets as dit in jou denke is. Life is a field of unlimited possibilities. God created the possible and came into this world and come and gave us also impossible. En ek wil vanmôre vir jou sê, toe die engele klaar die Here geloof het in heerlikheid. Die engel vir hierdie manne gesê het, gaan en julle sal hom vind, gaan soek hom. Toe hulle weggegaan het nadat hulle God verheerlik het,
gesê het aan God eer in die hoogste hemele. Hierdie manne opgestaan en hulle het iets gaan doen. Wat het hulle gedoen? Ons moet gaan kyk, wat is hierdie boodskap wat die Here vir ons gegee het, deur sy engel? I must go and seek and see what God wants to do. Ek moet gaan. Ek moet op 'n plek kom waar daar ontmoeting met hom is, in sy heerlikheid. Hy pastoor, ek weet nie of daar iets vir my is om te doen nie. Daar's iets vir jou om te doen. As jy jou op 'n plek vind, is daar iets om te doen. Hoor wat ek vandag vir u sê, God is nie 'n moggetroffe God nie. Kom ons gooi 'n klip in die bos en ons kyk wat gebeur nie. Hy's 'n waarmaker van sy woord. Eintlik moet jou gesindheid wees, Here, ek gaan nou hiernatoe, ek bevind my daar, wat wil jy moet ek doen? What do you want me to do, Lord? I'm your vessel. Ek is 'n instrument. I'm an instrument in your hands. Use me. Vanmôre net vir 'n oomblik. Hulle het gegaan en hulle het gedoen en hulle het 'n kind gevind wat in doeke toegedraai is. En wat was aan hulle geopenbaar? In heerlikheid was God se genade, God se waarheid aan hulle geopenbaar. In heerlikheid vanmôre in God se teenwoordigheid. Jy kan sê net wat jy wil, jy staan op heilige grond, want die Gees van God is hier. Die Here Jesus is hier deur sy Gees. You are standing on holy ground, in God's presence. Die Here sê vanmôre, kom in my teenwoordigheid. Come and seek my face. Sien, ek kan dit nie vir u doen nie. Maar God kan dit vir jou gee. As God wat dit doen, dis hoekom hy sy seun gestuur het. En soos wat jy vandag hier staan, moet jy weet, dis 'n groot tyding. Goeie tyding van goeie nuus. Sien, die teken is, Jesus het gekom om ons 'n nuwe lewe te gee vir die wat hom aanneem. Maar weet jy wat het hy gedoen? Daar's nog 'n teken. He died on the cross for you. Daar's nog 'n teken. Hy het nog verder gegaan. Hy het opgestaan uit die graf uit. En hy lewe. He's alive. He's alive. He's alive. Nog 'n teken. Hy het gegaan en hy het gesê, ek stuur my Gees wat in julle woon. Het jy al 'n ontmoeting met die Gees van God gehad? Binnekort gaan daar nog 'n teken wees. Ek kom terug. I'm coming back. Waarmee gaan die Here jou besig vind? Daar waar jy staan, maak jou oë toe. Maak jou oë toe. Jy fokus nie op die pastoor en op wat hy gepreek het nou nie. Jy fokus nou en sê, Here, ek kom na u toe. Ek wil u aangesig kom soek. I want to seek your face. Ek praat nie net van 'n mooi boodskap nie. Goeie boodskap nie. Ek praat vanmôre om 'n ontmoeting met die Seun van God te hê. God werk net in heerlikheid, in sy heerlikheid. Dis hoekom die engel in heerlikheid aan hulle verskyn het.
Ek wil dit vanmôre so stel, stap dan vanmôre 'n bietjie in God se heerlikheid in. En kom aan bid net, ek wil vra Vanessa, dat julle net die orkes na vorentoe sal kom. En kom ons doen How Great Is Our God. Want dis die groot God wat ons dien. Begin sommer vir ons met How Great Is Our God. Terwyl julle julle oë toemaak, daar waar jy staan, maak jou oë toe. Ek wil jou vra, kom en dan bid om net vanmôre sê, Here, hier is ek soek U aangesig. En ek wil jou uitdaag om net in sy teenwoordigheid in te stap vanmôre. Kom staan net hier voor, daar waar jy staan, begin jou hande opsteek en sê, Here, ek stap in U heerlikheid in vanmôre, soos wat die heerlikheid oor daardie manne was. U kom ontmoet in heerlikheid vanmôre met my. How great is our God. En ek wil nie jy moet rondkyk nie, jy's nie besig met niemand anderste en niks anderste as met die Here Jesus nie. As jy iets besig is met iets, dan vra ek jou nou, sit dit nou neer, behalwe die orkes. Behalwe die orkes. Jy sit hom neer, en nou fokus jy op Jesus Christus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Maak jou oë toe en dan bid hom. Oh, I'll see How great is our God. Dankie. Ons eer U vanmôre vir U teenwoordigheid. Oh, how great is our God. Sing with me, how great, how great is our God. Hallelujah. Oh, hallelujah. He's worthy of and my heart will sing. How great is our God. Hier's iemand wat vanmôre hier staan, ek weet nie wie hy is nie. Die Here sê, dit waarvoor hy jou geroep het, het jou bang gemaak. Hy het gesê, Here, ek kan nie met ek kan nie dit in vrees doen nie, en jy dit probeer uitredeneer voor die Here, maar die Here sê vanmôre vir jou, moenie bang wees nie. Die Here sê, want ek het jou geroep. If I called you, who can be against you? As ek jou geroep het, ek wat in jou woon, wie gaan teen jou staan? Die Here sê, jy's bang. Jy sê, Here, ek weet nie hierdie vrees, ek het dit probeer uitwerk in die woord. Die Here sê, gee net oor, gee dit net vir my. Moenie bang wees nie, moenie vrees nie. En ek wil hê daar waar jy staan, maak jou oë toe, gee dit vir die Here. As jy wil uitkom, dat ons saam met jou bid, kom uit. Ek gaan nou vra dat almal wat altyd saam in die bediening betrokke is, dat julle nou sal uitstap, en ek gaan die orkes vra, ons sing net, how great is our God. He's the name above all names. Daar's niemand wat teen hom kan staan nie. Hy is die koning van die konings. Dis hoekom hy gekom het.
Dis hoekom daar die openbaring vanmôre hier vir elke liewe een van julle is. Jy sê dalk, Here, ek het 'n woord van U af nodig. Vertrou die Here vanmôre dat hy daai woord vir jou sal gee in geloof. Neem 'n tree dan en stap uit vanmôre. En kom ons vertrou die Here dat hy in heerlikheid homself sal openbaar. Daar waar jy staan vanmôre, begin vir die persoon langs jou bid. Ja, draai na die persoon langs jou, pastoor. Kan ek vir daai persoon bid? Ja, jy kan. Die gees van die Here is vanmôre hier. Steek jou hand uit na iemand toe langs jou en bid vanmôre, Here, laat die hand op hierdie persoon se lewe rus in heerlikheid. Kom en openbaar U self deur genade en deur waarheid vanmôre in Jesus naam. Kom ons sing dit. Is our God. Sing with me how great is our God. Oh, sing how great, with me how great is our God. Oh, see how great is our God. Ons sê vir U dankie, Here Jesus. Terwyl daar nog bedien word, Here, sien U elkeen se hart raak vanmôre. Selfs die wat in vrees staan, Here, bid ek dat U die kalmte en die vrede in die hart sal kom gee met 'n woord wat U spreek. Met die heerlikheid, Vader, dat U vrede en kalmte sal bring. Dat hulle die genade, die waarheid sal ervaar. Wanneer ons nou uitstap, dank ek U vir die liefde. Ek dank U vir die genade, Here. En Heilige Gees, baie dankie dat U in ons woon. Ons is nie alleen nie. Dat waar ons nou beweeg in hierdie Kerstyd, dat ons in 'n oomblik sal besef, ons koning leef, ons God leef. Dankie, Here. Dankie, Here. Amen. Ek wil gou vir Tannie Lisa vra sy te getuienis sit. Neem net die sitplekke vir 'n kort oomblik. Ek wil net vanmôre die getuienis bring van hoe goed die Here vir my is. Ek kan dit nie nalat nie. Soos ek altyd sê, in die Ou Testament, die mooiste teks wat daar vir my is daai ene Maleagi wat sê, bring die volle 10de na die skatkis toe en beproef my, of ek nie die vensters van die hemel vir jou sal oopmaak nie. In hierdie week het die Here vir my gewys, hoe hy die vensters van die hemel vir my oopgemaak het. Ek het 'n bonus gekry van Afbop af, omdat ek jare lid van hulle is. Spoorweë het ook vir my 'n bonus gegee. En sy bonus was nog meer as wat my pensioen is. En ek loof en ek prys die Here daarvoor, so ek kon nou die dag my kos al met die bonus gaan koop, het nie eens met my pensioen nie. Maar so van hulle almal het ek weer eindsetyd my 10de aan die Here gegee. En ek dank die Here daarvoor, dat hy so voorsien in my behoeftes, en ek eer hom daarvoor. Dankie, Here. Prys die Here. Kom ons gee die Here saam met Tannie Lisa lofoffer. Amen. Ons het afgesluit. En ek wil vir u sê, mag hierdie tyd geniet as u reis veilig. En die Here seën u. En ons kyk uit vir u die 28ste. OK, 28ste om 9:30 die oggend. En dan gaan ons die Here dien. Amen. Geniet die Kersdag saam met die familie en vriende. En mag jy 'n mooi tyd beleef in Jesus Christus. Baie dankie.